Vanaand op Rondtyd kyk ons na woedebestuur. Ek gesels nou met al drie ons gaste, die kliniese sielkundige Johan Erasmus, Karen van Sail van die Anger and Stress Management Center en die skrywer en direkteur van Healing Leaves, Marthy Kotse de Beer. Marthy, so ons het nou lekker gesels oor jou pa, so ek dink 'n algemene vraag dan vir jou, Johan, is as iemand 'n slagoffer is van geweld, soos haar pa in die Grensoorlog, dan het dit natuurlik 'n effek op hoe jou woede uitspeel. So slagofferskap kan woede veroorsaak. Ja, ek dink in 'n geval is posttraumatiese stresversteuring is versekerde ding wat aandag moet geniet. Dit is nie iets wat net self genees nie. En dit affekteer ook die chemie in die brein. Dit is 'n fisiologiese ding, nie net 'n emosionele gevolg nie. Maar ons almal voel aangeval wanneer ons emosioneel bevraagteken word. Ja. Wanneer ons voel dat ons onregverdig benadeel word, Absoluut. wanneer ons onregverdig bevraagteken word en niemand hou daarvan nie. So ons dit ontlok dit is soos 'n sneller wat binne ons losgaan. Ja. Dit ontlok versekerde ding. So mense hou nie van kritiek nie of so, dit is ja. Nee, ek bly naby skool. Jy moet nie vir een van die mammas wat hulle kinders gaan oplaai daar so verkeerde ding sê op oplaai tyd nie. Ja, ek het al gesien, maar ek is gaaf met die mammas, want ek is ook nie baie goed met kritiek nie. Maar gepraat van as kritiek nou my sneller is, die woord sneller is natuurlik Afrikaans vir trigger, nee, Karen, en jy het ook baie te sê oor triggers. Yeah, so triggers, I think it can be helpful to start to notice our triggers. So we talk about external triggers, stuff outside of us. So quite often we use the external trigger sort of lights the fire, and then the internal trigger provides the fuel. So the Give me an example of an external trigger. So for example, on the road, somebody cuts you off and then they drive off, and then you left with thinking, how dare you? You don't respect me. How could you have done something like that? And we start to wind ourselves up. Would something like that, for instance, road rage? Ja. Jy het nou gepraat oor verhoudings. Sal daai wat daar ontplof, sal dit 'n tipiese oorsprong hê in die huis waar daar nie koneksie is nie, waar iemand dalk nie gehoor word nie. Ek bedoel, is daar 'n tipe traject waar frustrasie opbou en dan uiteindelik lyk dit soos 'n padwoede insident? Sometimes that's what happens. If you continuously feel unheard, unseen, ignored, your needs are not being met, then you get on the road and somebody ignores you or just drives in front of you. And quite often people think that person has come to that intersection at that exact moment to irritate Karen van Sail. Like they now often say, but we know, this is something that's just happened. And have I never run a stop street, or am I never in a hurry to fetch the kids or whatever? So it's also sometimes just trying to self-soothe a little bit, trying to say it's okay, so you can use breathing. Sometimes you'll have to find something that, that helps you just to regain your prefrontal cortex, your rational brain function again. Ja, mens moet natuurlik waak daarteen dat jy nie net moet soothe met kos of drank of so nie, want dit kan ook gebeur. Ja, nee. Ja. And sometimes we do that to cope. The world is so stressful, there's so much suffering. Let's just have a few drinks, or let's just eat a cream puff, and we'll all feel better afterwards. Jy moet vir jouself 'n paar ander soothes gaan uitdink. Yeah, maybe. Nee, ja. Ja. Marthy, ek dink jy moet ook net vir ons sê, hierdie trauma, as 'n mens praat oor kindertrauma en dan as 'n groot mens, 'n woedende groot mens is, hoe begin so 'n gesprek? Dit kan moeilik wees. Partykeer in my eie geval, ek moes amper eers rock bottom tref. Waar ek as 'n volwassene wat ewe skielik, ek moet werk, ek het nie goeie besluite geneem oor die romantiese verhoudinge waarin ek was nie. My geestesgesondheid was so swak dat ek regtig op 'n punt is waar ek amper begin oorweeg het om my eie lewe te neem. Sure. En toe ek besef ek het hulp nodig en ek begin vir terapie gaan en ek begin deur hierdie goed werk. Ek jok nie as ek sê ek was seker amper 30 voordat ek besef het hoe kwaad ek die hele tyd was nie. Oor net al hierdie goed wat oor my lewe opgebou het nie. En so, baie keer dit voel vir ons asof ons hele lewe uitmekaar uitvoel, maar partykeer is dit amper die wake-up call wat jy nodig het. Goeie krisis. Ja, om te sê, weet jy wat,
jy het hulp hier nodig. Hier's iets wat nie reg is nie en ek kan dit nie op my eie hanteer nie. Ek gaan iemand van buite af kry, 'n kenner om my te help. En dis regtig die belangrikste en die dapperste ding wat 'n mens in daai situasie kan doen. Johan, ons is grootgemaak in 'n wêreld waar jy altyd die groter persoon moet wees, nê? Dit het my meer op baie sleg geaffekteer al in my lewe. So ek wil graag hoor by julle al drie voordat ons eindig en ons kan daarmee afsluit. Wat is gesonde woede? Ja, ek dink een van die Afrikaanse gesegdes wat ons almal ken is 'n two-back is 'n heel-back en dit is die grootste nonsens daardie. Ons moet praat, ons moet deel, ons moet hierdie goed sê en ek dink dit is 'n moeilike ding vir mans as vir vroue om meer te deel en te praat want dit voel vir ons dis doodnormaal om dalk aggressief op te tree of aggressief te wees of 'n ding te beveg wanneer ons nie saamstem daarmee nie. Maar ons moet leer om eerlik te wees in die oomblik te wees en ook te sien dat verskeie insidente in die verlede tog wel 'n gesamentlike effek kan hê op die ou end en 'n insident laat ontplof wat eintlik glad nie so groot veronderstel is om te wees nie. Betydspraat, nee, Karen? Yeah. So learning how to communicate assertively, not aggressively, and trying to repair, sometimes to say sorry, to learn how that relationships are everything. So if relationships are broken, probably we'll be angry. If we feel disconnected, if we feel we're on our own, nobody's supporting us. So how do we repair? And we can repair if we learn to listen, things like listening, speaking about our needs. What do I need? I may not get what I want, but to communicate it. So communication is important. Yeah. Ja, maar tydens daai fyn lyn tussen jouself ontdek en praat en ook jou grense bou betyds, nê? Ja, verseker. Ek dink 'n belangrike ding om te verstaan is dis nie die emosies wat sleg is nie. Woede is nie die probleem nie. Die woede is daar om 'n boodskap vir jou te stuur dat daar 'n sekere van jou grense is oortree en dis hoekom jy so voel. Dit gaan alles oor wat kies ons om met daai emosie te doen. Gaan ek kies om ander mense daarmee seer te maak of myself seer te maak daarmee of gaan ek daai energie vat en sê ek gaan dit gebruik om iets positief te doen. Ek gaan myself daarmee help of ek gaan ander mense beskerm sodat hulle nie deur dieselfde ding gaan wat ek het nie. En ek dink dit is belangrik dat mense besef jy het daai keuse. Jy is in beheer van die emosie. Die emosie hoef nie in beheer van jou te wees nie. Nou maar hier voor 50 begin ek besef dat almal is maar soos tieners. Jy moet genoeg slaap. Dit sal help. Daar het julle dit nou. Dit is normaal om soms kort van draad te voel, maar woede moet nooit fisiese of emosionele skade berokken nie. In volgende week se episode ontmoet ons allerhande interessante twitchers. Jy het reg geraai. Ons verken die wêreld van voelkykers. Sien julle dan. Lekker aand.